Vanoggend is vir my een van die moeilikste preke in my amper 4 jaar by Kruik. Vandag het ek die voorreg, maar ook die seer hart om te groet. So as die diens bietjie tranerig is of 'n pause hier en daar is, huil saam, dis minder awkward. So voordat ons verder gaan, wil ek net vra, kom ons sluit ons oë en ons raak net bewus van die Heilige Gees, van dit wat die Here vandag in hierdie gebou wil doen. Here Jesus, U is groot. Here, ons het nou gesing hoe ons U exalt, Here, en dit is wat ons vanoggend wil doen. Dit is wat ons vanoggend doen, Here. Here, dankie dat U 'n God is wat teenwoordig is, 'n God is wat ons hart ken, 'n God wat hier is, wat ons wil ontmoet, Here, en mag dit vandag wees. Ons loof U, ons prys U en ons eer U vir dit wat U vandag gaan doen in hierdie gebou, Here. Dankie dat hierdie gebou U nie beperk nie. In Jesus naam. Amen. Ons kom weer in daai tyd van die jaar waar ons moet begin beplan, begin kyk wat gebeur volgende jaar. As julle nog nie daar is nie, is julle seker binnekort daar waar julle gaan begin kyk, okay, ons begin te beplan vir vakansie of ons begin te dagdroom oor die vakansie wat voorlê of net, dalk is soos Corneille gesê het, as jy graad 7 en jy sien uit na volgende jaar of jy's dalk 'n matriek en jy sien uit om jou hare te kan laat groei en nie hoef op te staan wanneer jou ma jou wakker maak nie, of dalk is jy naby aftreding en jy sien uit vir dit, maar ons begin nou op daai tyd van die jaar te kom waar ons ook begin reflekteer oor wat gebeur het. So in hierdie week sit ons in die kantoor en hulle is besig om die kalender vir 2026 te beplan. En ek sit toe nou nie in by dit nie, want ek is nie deel van die beplanning nie, en ek begin toe te reflekteer oor die jaar wat verby is en die jaar wat gaan kom vir my en Hailey. En ek begin toe te besef, maar wat 'n groot voorreg is dit nie, om te kan terugkyk. Om te kan besef dat daar soveel goed wat gebeur het, en dit skep 'n geleentheid vir Sela. 'n Geleentheid vir stil staan en te besef wat God gedoen het. Maar jy kan nie refleksie hê sonder dat jy die Here exalt nie. Jy kan nie 'n Sela hê en nie vir God exalt nie. Daar is natuurlik, goed wat in die afgelope jaar gebeur het, daar's dalk iemand oorlede, daar's dalk hartseer, maar dit is tog nie al wat gebeur het nie. En selfs in daai hartseer, selfs in daai moeilike tye, is dit 'n geleentheid om vir God te exalt. Dis baie moeilik partykeer om vir God te exalt wanneer ons net die heeltyd aan die go is, aan die besig is. Want as ons net besig is, dan sukkel ons om werklik stil te staan, werklik te hoor wat God sê, en werklik vir hom terug te gee wat tog syne is. Niks wat ons het is ons sinne nie. Maak nie saak wat jy het, maak nie saak hoe hard jy vir dit gewerk het nie, dit is die Here se, en so alles wat ons doen, moet ons die Here verheerlik. Nou, ek gaan vandag by 'n Psalm stil staan wat ons gaan help met dit. Psalm 37. Nou, ons gaan vanoggend bietjie doen wat ons in die aanddiens doen, en ons gaan jou nooi om jou Bybel oop te maak. Nou, as jy nie jou Bybel hier het nie, hierdie is nou die tyd waar ons vir jou vra, haal asseblief jou selfoon uit, sit hom dalk net op Do Not Disturb, jy kan die Bible app oopmaak, maak hom oop op Psalm 37, as jy nie die Bible app het nie, Google hom somme, en ek gaan jou nooi om saam met my die hele Psalm deur te lees. En ek wil vir jou vra, as jy gemaklik is om notas in jou Bybel te maak. Nou, ek weet, verskillende generasies glo verskillende goed. Jy gaan nie hel toe as jy in jou Bybel skryf nie. Dis nie disrespectful teenoor die Here nie. As dit jou help om goed te onthou, doen dit. As jy voel jy wil 'n notaboek skryf, jy's ook welkom om dit te doen.
Maar kom ons laat die Heilige Gees toe om in ons harte te praat deur die hele hoofstuk. So die hoofstuk begin, Psalm 37 sê, die Here red die regverdiges, 'n Davidspsalm. Moenie jou vererg oor die boosdoeners nie, moenie die kwaaddoeners beny nie, want soos gras verlep hulle gou, soos plante verdroog hulle vinnig. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veiligheid. Wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou jou lewe toe aan die Here, vertrou hom en hy sal vir jou sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die lig en die regverdigheid van jou saak soos die middagson. Wees stil in die Here en wag geduldig op hom. Moenie die mens beny wat op sy manier floreer of jou verknies oor sy bose planne nie. Moenie kwaad word nie, laat staan liewer jou woede, moenie ander beny nie, dit lei tot jou nadeel. Want die bose mense sal vernietig word, maar die wat op die Here vertrou sal die land besit. Binnekort sal die boosdoeners nie meer daar wees nie, al soek jy na hulle, sal jy hulle nie kry nie. Maar sagmoediges sal die land besit, hulle sal oorvloedige vrede geniet. Die goddelose sweer saam teen die regverdiges en kners op die tande vir hulle, maar die Here lag vir hom, want hy sien sy dag van oordeel kom al nader. Die goddelose strek die swaard en span die boog om die armes en die behoeftiges tot 'n val te bring, om hulle wat reg doen dood te maak. Maar hulle swaard sal hulle eie hart deurboor en hulle boog sal stikkend gebreek word. Dit is beter om vroom te wees en min te besit, as om boos te wees en baie besittings te hê. Want die mag van die bose sal verpletter word, maar die Here sal die regverdiges beskerm. Die Here ken die lewensdae van die opregtes en hulle erfdeel sal vir altyd bly staan. In slegte tye sal hulle nie verleef wees nie, selfs in hongersnood sal hulle genoeg hê. Maar die goddelose sal vergaan, die vyand van die Here sal wees soos mooi weivelde wat soos rook verdwyn. Die goddelose leen en betaal nie terug nie, maar die regverdiges gee vrygewig. Vir hulle vir wie die Here seën sal die land besit, maar hulle wat hy vervloek sal uitgeroei word. Die Here bepaal die rigting van 'n mens met wie sy lewe tevrede is. Al sou so een struikel, sal hy nie val nie, want die Here hou sy hand vas. Ek was jonk en nou is ek oud, maar 'n regverdige mens wat verlate is, het ek nooit gesien nie, of dat sy kinders vir kos moes bedel nie. Hy leen altyd ruimskoots aan ander, en sy kinders is tot 'n seën. Vermy die kwaad en doen wat goed is, dan sal jy vir altyd woon in die land. Want die Here het die reg lief en sal sy getroue dienaars nie verlaat nie. Hy sal vir hulle altyd veilig bewaar, maar die goddelose se kinders sal vergaan. Die regverdige sal die land besit en daar bly woon. Die regverdige het wyse raad wat hy sê is regverdig. Die gebooie van sy God is in sy hart. Hy sal nie 'n voet verkeerd sit nie. Die goddelose wag vir die regverdige in en wag vir die kans om hom dood te maak. Maar die Here verhoed dat hy hulle mag val sodat hulle hom skuldig kan bevind wanneer hy voor die gereg kom. Vertrou op die Here, volg sy voorskrifte, hy sal jou ophef sodat jy die land sal besit en die goddelose se uitwissing sal sien. Ek self het dit sien gebeur. Hoogmoediges en bose mense floreer soos welige bome, maar toe ek weer kyk, was hulle weg. Hoewel ek hulle gesoek het, kon ek hulle nie kry nie, maar kyk na hulle wat eerlik en opreg is, van die toekoms van so 'n mens is vol vrede. Maar oortreders word saam vernietig, hulle toekoms sal tot 'n einde kom. Die Here red die regverdiges, hy is 'n toevlug in moeilike tye. Die Here help hulle en red hulle van goddelose mense. Hy red hulle wat hulle skuil by hom. Ons sien twee temas in hierdie Psalm. Dit was nou omtrent 'n mondvol gewees.
Maar in hierdie Psalm sien ons twee temas wat my en jou Sela so groot beïnvloed. Nou die eerste een wat ons hier raak lees is die boosdoeners, die goddelose. Word 6 keer verwys na die goddelose en dan die ander deel is die regverdige. Dit word 7 keer na verwys. So hier sien ons dat hierdie twee temas beïnvloed hoe ek en jy Sela, hoe ek en jy exalt. Maar vandag gaan ons nie op die boosdoeners, op die goddelose fokus nie. Maar vandag gaan ons fokus op 'n deel wat my en jou help om die Here te kan exalt, en dit is my en jou hartsbegeertes. Hierdie Psalm, hoop ek, maak hartsbegeertes in jou wakker wat jy nog nooit gehad het nie. Of dalk 'n hartsbegeerte wat jy gedink het, nee, jy kan dit nie hê nie, want dit is net te groot. Ek wil vandag vir ons uitnooi om nie klein te dink nie. Om nie ons gedagtes te beperk met dit wat God in jou hart wil plaas nie. Julle, ons dien nie 'n klein God nie, so ons moenie klein dink nie. So een van ons kernverse wat hierdie bevestig en waar ons sien, hier word gepraat van hartsbegeertes, is in Psalm 37 vers 4 wat sê, wees bly in die Here, en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Kom ons staan stil by die eerste deel wat sê, wees bly in die Here. Wanneer laas was ek en jy, wanneer het ons laas het ons onsself verbly in God? Ek praat gister met iemand wat sê, hierdie jaar het net so vinnig verbygegaan. Ons is op deadlines, ons het goed wat klaargemaak moet word, sodat ons vakansie kan gaan hou, so dis eintlik half moeilik om nou te verbly in die Here, met al die druk wat ons het, met alles wat in ons aangaan. So hoe kan ek en jy in hierdie tyd wat ons onsself nou begin, hoe verbly ek en jy onsself in die Here, hoe Sela ons onsself in God? Dit is eintlik so eenvoudig, ons doen dit eintlik al vandat ons kan onthou. Gaan sonnaarskool toe, gaan kerk toe. Maar daai is nie genoeg om ons vol te maak in die Here nie. So ek en jy moet meer tyd met God spandeer. Ek en jy moet intentionele tyd met God begin spandeer, en ek kan nie vir julle sê hoe dit presies moet lyk nie, want elkeen van ons se tyd met die Here lyk anders. Ja, jy kan in die oggend Bybelstudie doen, jy kan in die aand Bybelstudie doen, jy kan 'n prayer closet hê waarin jy gaan bid, jy kan 'n sekere tyd afvat by die werk en in die badkamer gaan sit en Bybel gaan lees. Hoe dit lyk, maak nie saak nie, maar ek en jy moet intentioneel 'n tyd vat om te pause en te sê, ek sit die wêreld eenkant, waar die wêreld nie kan inkom nie. Wanneer laas het jy jou highs en jou lows met die Here gedeel? Na God toe gegaan en gesê, Here, ek kan nie glo, die Bokke het gewen nie. Ja, kan ons die Here met rugby meng? Ons moet eintlik. En dan sal daar nie soveel fights by Ellis Park gebeur nie. Maar ons moet na die Here toe gaan en sê, Here, hierdie is vir my so sleg by die werk, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Here, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Here, wat moet ek doen? Dalk moet ek en jy selfs na die Here toe gaan, daar waar ek en jy droog gemaak het en gesê, Here, ek het hier nou so droog gemaak. As hulle my nie fire nie, is dit 'n wonderwerk, en selfs dit by God se voete gaan sit. Met dit gepaard gaan ek en jy kan nie net leef op die verse of the day op ons Bible apps nie. Net op daai, ek wil jou challenge, dat jy jou eetgewoonte sal doen soos wat jy jou Bybel lees. Hoe lank gaan ek en jy gaan, as ek en jy moet begin eet soos wat ons Bybel lees? Gaan ek en jy op 3 versies 'n dag leef?
Gaan vinnig jou Desember lyfie kry, maar jy gaan niks kan doen nie, want jy het nie energie nie. Maar ek en jy moet in God se woord begin delf. Ek en jy moet na God toe gaan en sê, maar Here, wat is dit wat ek moet doen? Hoe moet ek dit doen? Wat wil U vir my vandag sê? Ewald het nou genoem dat al die emosies wat ek en jy ervaar, praat hulle van in die Bybel, so hoekom wil ons dit nie terugvat na God toe nie? Hy ken dit. God ken my en jou emosies. Hy het dit vir ons gegee, so hoekom gee ons dit nie net terug vir hom nie? Dis tog nie my en jou emosies nie. Want sien, wanneer ek en jy ons begin verbly in die Here, wanneer ek en jy begin ons satisfaksie by die Here begin kry, is daar iets wat gebeur. Ons hartsbegeertes word gebore by God. Hoe lyk jou hartsbegeerte? Nou, ek praat nie hier van die nuwe Ford bakkie nie. Ek praat nie hier van die seehuis by die see nie. Ek praat nie hier van 'n goeie pensioen nie. Ek praat nie hier van groter kuite nie. Dis iets waarvoor ek nou al vir jare bid. Dis nie waarvan ek vanoggend hier praat nie. Ek praat van hartsbegeertes wat gebore word uit jou tyd saam met Jesus. Want sien, wanneer ek en jy tyd saam met Jesus begin spandeer, word sekere goed gebore, 'n hartsbegeerte, iets wat ek en jy as mens nie kan doen nie, word gebore. Ek wil uit 'n paar goeters vanoggend net vir julle met julle deel oor hartsbegeertes. Die eerste een wat ek met julle wil deel was, ek was 'n student gewees en ek het gedink ek gaan die hele wêreld red, want ek swat nou teologie en almal gaan tot bekering kom en ek gaan soos enige goeie student deur 'n terrible break-up en ek draai toe weet net opnuut na die Here toe en ek huil en ek sê, Here, maar ek het U afgeskeep, ek wil weer by U uitkom. En omdat ek nie meer in 'n verhouding was nie, het ek meer tyd om saam met die Here te spandeer en ek begin agterkom, die Here sit iets op my hart, dat jong mense lees nie meer hulle Bybels nie. Nou op daai tyd was my fokus baie op jong mense, ek het stranddienste gedoen, was by die jeug baie betrokke, en ek vra toe vir die Here, Here, hoe leer ek vir 'n jong mens, wat nie eers weet hoe om te lees nie, wat ek was jonk. Hoe leer jy vir so ou om sy Bybel te lees? En hier praat ek nie van kinders nie, ek praat van hoërskoolkinders. Here, hoe leer ons dit vir hulle? Die Here sê vir my, jy het Instagram. Ek sê, ja Here, maar wat doen ek met dit? Hy sê, jy het 'n Bybel. Ek sê, okay Here, maar wat doen ek met dit? En hy sê, begin 'n profiel en begin Bybelversies op 'n Woensdag te post. Dit was in daai tyd van Women Crush Wednesday en ek sê, hey Here, ek sien wat u hier doen, Bible Crush Wednesday. Nee, dit klink terrible. Ons gee toe vir dit 'n ander naam en die Here sê toe vir my, maar François, niemand mag weet dis jy nie. Ek sê, okay Here, dit vat bietjie druk af van my, maar dankie, prys die Here. En ek begin 'n ding waar ek Bybelversies elke Woensdag te post. Dit consume my. Want ek kan nie Bybelversies post as ek self nie die woord lees nie. Ek kan nie net 'n Bybelversie post en vir mense sê gaan lees Romeine nie. Nee, ek moet 'n bietjie konteks aan dit gee, moet 'n bietjie vleis aan dit gee en ek kom agter maar hierdie account het net nie traksie nie. Ja, ek gooi toe 'n poll uit of 'n question uit op Instagram en ek sê wat wil julle sien moet hierdie account doen? Niemand weet, dis my account nie. Ek kan onthou, ek gaan af op my knieë en ek bid en ek sê vir die Here, Here, mag die regte persoon reply. Ek kry 1 DM uit daai uit. Ek begin met die ou te gesels wat vir my die DM gestuur het, wat vir my gesê het, maar ek dink kom ons doen dit en ek vat 'n kans, ek vat 'n wille kans en ek sê vir die ou, hoorie, wil jy nie volgende week ontmoet vir 'n koffie nie? Kom ons gaan gesels in persoon. Ek like nie hierdie DM stories nie. Hy sê, great, kom ons doen dit. En 'n week later sit ek voor Warren Whiteley, nadat Rassie Erasmus vir hom die kaptein aangebied het vir die wêreldbeker. Wie's ek? Almal weet wie's Warren Whiteley in daai tyd. Hy's op elke koerant se
opskrif. Almal is net yes, Warren, dit was voor sy knie en alles. En ek sit daar en ek bevind myself voor 'n Springbok kaptein en ek sê vir die Here, Here, maar hoe het hierdie gebeur? En ek ervaar die Here sê vir my, jy was gehoorsaam om 'n hartsbegeerte wat ek in jou hart gesit het. Dit laat gebeur, maar ek wil nie net vir jou dit gee nie. Ek wil vir jou soveel meer gee. Ewald het vir my toestemming gegee om bietjie te kan getuig vanoggend van wat my tyd in Kruik was, julle, en ek kan nie beskryf hoe goed God is nie. Ons het op uitreike gegaan met min geld en dan kom ons met soveel meer geld terug. Hoekom? Want die Here sê, ek sit iets in jou hart, ek wil vir die verlorenes gaan vertel wie ek is. Maar ek het julle nodig om julle hande op te steek. Laas jaar gaan ons op 'n uitreik, 37 mense, 5 kerke van Amerika, Secunda, Kreersdorp, dis groot. Ons sit met 'n rekening wat ons nie weet hoe ons moet betaal nie, en dan stuur die Here ons nog terug, nadat ons alles betaal het, nadat ons op die uitreik was en terugkom, stuur hy ons terug met R60,000, dat ons nog verder kan gaan. Hoekom? Want dis die God wat ons dien. Ons dien 'n God van oorvloed, en ek praat nie hier van 'n prosperity kerk, van gee jou R100 en jy kry R150 nie, gee jou hart en die Here gee vir jou soveel meer terug. Ek en Hailey staan op 'n punt waar ons julle groet, baie van julle weet dalk waartoe ons gaan, baie van julle weet dalk nie waartoe ons gaan nie, maar om dit in kort op te som is, ek en Hailey vol hartsbegeerte. Ek dink as jy iemand sit, as ek nog nie met jou gepraat het oor uitreike nie, dan het ons nie lank genoeg gepraat nie. Ek staan ek daar by die kafee saam met Mikkie, en dan trek 'n Land Cruiser in en ek sê vir Mikkie, party goed verander net nie, ek wonder of hierdie ou volgende jaar wil saamkom. Want ek het 'n begeerte dat die mense wat Jesus nie ken nie, vir Jesus moet ken. Ons sit 7.iets biljoen mense in ons land, waarvan 5 biljoen nie vir Jesus ken nie. 5 biljoen mense ken nie die God wat ons vanoggend hier gesing het en gesê het, we exalt you Jesus, die hele aarde juig. Ek het vanoggend besef, ek kan dit nie sing nie. Want die hele aarde juig nie oor Jesus nie. Gemeentes doen, villages doen, maar nie die hele aarde nie. So God het 'n hartsbegeerte op my en Hailey se hart gesit, wat hy gesê het, gaan red die mense, gaan vertel die mense, en ek sê nie almal hier moet sendelinge word nie, dit is nie wat ek sê nie, ons almal het 'n hartsbegeerte wat ons iewers moet doen. Is dit dalk by jou werk? Is dit dalk in jou gesin? Dalk is dit by die petroljoggie, by wie jy petrol ingooi. En jy sit nou dalk hier en jy sê, okay François, hier's nou 'n hartsbegeerte, maar hoe? Wat's volgende? Want hier sê die Here, wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeerte aan jou gee. En dit is beautiful en is mooi, maar ek wil vandag vir jou sê, daar is 'n maar in hoofletters. God kom en hy sê, ek wil vir jou hierdie goed gee. Ek wil vir jou hierdie goed gee, maar daar's iets wat jy moet doen. Daar's iets wat ek moet doen. Ons sien dit in Psalm 37 vers 23, sê dit die volgende: die Here bepaal die rigting van 'n mens, met wie se lewe hy tevrede is. Hy bepaal ons rigting as hy tevrede is met jou lewe. Al sou so een struikel, sal hy nie val nie, want die Here hou sy hand vas. Ek en jy kan nie net leef nie. Ek en jy kan nie net sê, okay, ons gaan nou hartsbegeerte kry, maar ons gaan aan net met wat ons doen nie. Julle dink ek joke oor Ellis Park en oor God en die rugby, dalk moet ons die Here meer begin insit, want hoe kan jy so passievol skree op 'n ref wat jy nie ken nie, maar ons kan nie sing in 'n kerk nie. Ons moet begin leef. Is so 'n lewe waar God sê, ek is tevrede met jou lewe, my kind.
En omdat ek tevrede is met jou lewe, wil ek vir jou soveel meer gee. Maar omdat die Here nie tevrede is met ons lewe nie, omdat ons besig is met soveel ander goed, mis ons die Here. Want sien, ek en jy soek God se wil. Ek dink dit is een van die vrae in die geloofslewe wat ons die meeste vra en sê, ek soek God se wil vir my lewe. En dis goed, ons moet aanhou soek. Maar God soek ook iets van my en van jou. Hy soek ons regverdigheid. Hy soek 'n skoon lewe. Ek kan so mooi onthou in daai tyd van toe ek haar Instagram ding begin het, julle nou soveel, my buurman het tot bekering gekom as gevolg van daai Instagram en hy het nie eens geweet dis ek nie. Dis net cool, dis nie ek nie, dis net 'n cool storie wat ek altyd onthou, maar ek kan onthou in daai tyd, ek het lekker gekuier, ek het min Bybel gelees, lewe was lekker, ek het my aandag, ek het my tevredenheid in girls gesoek, ek was 'n student, ek moet leef. En die Here kom toe na my toe en hy sê vir my, maar Frans, ek kan nie vir jou hierdie goed gee as ek moet tevrede wees met jou lewe. Ja, ek het gekom om vir jou sondes te sterf, maar dit is nie 'n holpaas, 'n free pass om te doen net wat jy wil nie. Ons het klaar die werk gekry, dit beteken nie ons doen by daai werk net wat ons wil nie. So ons is eintlik maar gewoond om reëls te volg, en ek wil nou nie sê, hierdie is nie 'n reël nie, hierdie is 'n verhouding met Jesus, waar hy sê, as ek tevrede is met jou lewe. Ons gaan nie die Here sien, as ons vrou gaan slaap, en ons gaan praat met 'n ander vrou nie. Ons gaan nie die Here sien as ons die hele tyd ons search history moet clear, want ons is bang, iemand sien dit nie. Ons gaan nie uitreike verstaan as ons rasisme in ons hart het nie. Vers 1 Romeine 1, sê Paulus, ek het 'n begeerte in my hart om vir die nie-Jode die goeie nuus te gaan verkondig. 'n Ou wat mense doodgemaak het, 'n ou wat mense vervolg het, moes gekom het en gesê het, Here, wys my waar U nie tevrede is met my lewe nie, en kom sorteer dit uit. Hoe doen ons dit? Vir my was dit maklik. Ek stort 2 keer 'n dag, ek het toe nog nie in Skoondag gebly nie, so ek het baie water gehad, so ek het 2 keer 'n dag het ek gestort, en elke keer dat ek in daai stort inklim, sê ek vir die Here, Here, was al die ontevredenheid wat U in my lewe het af, maar maak my bewus van dit. Ek was nie bewus dat ek het 'n Sela toegepas nie, maar ek het, en die Here het vir my gesê, jy backchat jou ma, maar jy wil vir mense gaan leer. Jy doen dit, maar jy doen 'n teenstelling hier. So wat ek vandag vir julle hier wil sê is nie hoe ons is slegte mense nie, maar wat ek wil sê is julle, daar is nie meer tyd vir my en vir jou om te speel en te sê my tyd sal nog kom om dit reg te maak nie. Laasweek toe sê ek presies dieselfde ding in die aanddiens. Ek sê toe vir hulle, julle, ons het nie tyd nie, ons moenie dink, ons het nog tyd om al hierdie goed uit te sorteer nie. In daai oggend, net voor die aanddiens, toe laat weet hulle, my buurman my, hy het 'n hartaanval gekry, en hy leef, en ek het toe so half 'n verligting, en ek sê soos, prys die Here, want hy het nog soveel goed wat hy wil doen. Daai aand kom ek by die huis, en ek kry 'n boodskap van my ma, my vriend se pa is oorlede aan 'n hartaanval. Een aand, 2 hartaanvalle. Een het dit gemaak, een het dit nie gemaak nie. So vandag is 'n aanmoediging om te sê, kom ons sê laat 'n klein bietjie meer. Staan bietjie vroeër op. Gaan staan bietjie vroeër, gaan slaap bietjie vroeër. Gaan oefen bietjie minder. Gaan sit bietjie langer in die badkamer met die Bybel, niemand pla jou altyd daar nie. So doen dit. Gaan kyk, waar moet jy verander, sodat jy nie uitmis op Jesus nie. Hierdie liedjies wat ons gesing het oor, ons wil die Here verheerlik, prys die Here want hy is goed. Ek wil vandag die bold statement maak om te sê, ons beperk Jesus, as ons dink dit wat ons kry, is al. Dit wat jy al
beleef het, dit wat die Here al vir jou gegee het. Soveel in wat God vir jou nog wil gee. Ons hartsbegeertes, ons aardse hartsbegeertes, moet in lyn wees met Jesus. Want wanneer ons hartsbegeertes in lyn is met Jesus, dan raak die onmoontlike moontlik. Waar ontmoet 'n laaitie, 'n Springbokkaptein, 'n gesels oor Jesus? Hierdie naweek het ek die geleentheid gehad om met die GM van Cape Union Maat te gesels oor uitreike. Waar kry ons dit, dat ons met groot koppe kan gesels oor Jesus, en dit was nie 'n maklike ding nie, ek kon weggejaag geword het van 'n event, 'n gala event, en ek het gesê, Here, U is groot genoeg, dat hierdie ou moet weet, wie is Jesus? Want dit brand in my. Sien, daai hartsbegeerte is iets wat brand vir Jesus, en ek wil vandag vir jou vra, as daai begeerte in jou hart nie brand vir Jesus nie, is dit nie verkeerd nie. Dalk moet ons net weer bietjie gaan kyk, het bietjie re-evaluate. Dalk het jy 'n groot huis, hoekom? Sodat jy mense kan huisves, wat Jesus kort. Dalk het jy 'n bakkie, sodat jy op 'n uitreik kan gaan. So ek sê nie die goed wat jy het, is nie belangrik nie. Die Here wil dit gebruik. En ek wil afsluit met Psalm 37 vers 37, wat sê, maar kyk na hulle, wat eerlik en opreg is. Julle, ek wil vandag, wil ek dit vir julle sê, as jy jouself 'n Christen noem, kyk mense na jou. En hulle kyk na jou gedrag en hoe jy optree, en hulle justify hulle lewe wat nie Jesus het nie. As ek en jy te kere gaan, waar ons eintlik rustig moet wees, kyk in die gelowige en hy sê, maar kyk, hy doen dit, so ek kan dit doen. So hy sê dit, maar kyk na hulle wat eerlik en opreg is, want die toekoms van so 'n mens is vol vrede. So ek sluit af met hierdie. Hoe lyk jou Sela? Is jou Sela vol vrede? Of is dit vol goddelose? Nou, ek sê nie ons is 'n klomp heidene wat nou hier sit, omdat ons vergeet het om Bybel te lees nie. Nee, ons is ook menslik. Daar gebeur goed wat jy deur jou wekker verslaap, of daar gebeur partykeer iets. Maar hoekom lyk ons land soos wat hy lyk? Want mense kies om nie opreg te lewe nie. Hierdie dorp kan verander deur jou wat hier sit. Jou werksplek kan verander deur 'n hartsbegeerte wat God in jou wakker maak en sê, ek gee nie om wat die skoolstelsel sê nie, ek gee nie om of hulle sê ons mag nie oor Jesus preek nie, ek gaan, want hoekom is ons banger vir die departement wat in elk geval altyd offline is? Ons is banger vir hulle as wat die Here eendag vir ons gaan sê, well done my faithful son and daughter. Ek wil vanoggend hierdie los by julle. Wat brand in jou hart vir Jesus? Wat is dit wat jou laat wakker lê in die aande? Daar's 'n rede hoekom sekere goed jou laat wakker lê. En ek praat nou nie van jou werk omdat dit 'n deadline is nie. Ek praat van 'n goed waar jy verby mense ry en jy begin te huil. Nie soos, hoekom huil ek oor mense wat ek op straat sien? Iemand vertel van jou van 'n egskeiding en jy breek uit in trane en jy sê, hoekom raak hierdie egskeiding my so? Ek ken hulle nie eers meer nie. Dis God se hart wat in jou begin iets wakker maak. Dis 'n hartsbegeerte wat God in jou hart sit. So gaan spandeer tyd met die Here. So daar waar jy sit, raak rustig. Maak toe jou oë. Vergeet van die ou langs jou. Here Jesus, ek vra dat U nou
'n hartsbegeerte sal aansteek. En elkeen van ons se harte, Here, vir dit wat U wil doen, Here. Here, mag hierdie hartsbegeerte altyd in lyn met U wees en mag dit vir ons 'n indikasie wees dat U is besig om dit in ons harte te sit. Here, mag ons in hierdie vrede leef, want ons leef naby aan U. Dis die enigste manier hoe ons vrede kan kry, Here. Here, my as François se hartsbegeerte verkryk is om nie bekend te staan as die grootste gebou in hierdie dorp, die grootste teater, die lekkerste koffie, maar mag kryk 'n gemeente wees wat geken word aan hulle verhouding met U en alles wat daaruit sal vloei, Jesus. Dankie dat U vir ons 'n hartsbegeerte gee. Dankie dat U daai hartsbegeerte wakker maak. In Jesus naam. Amen. So mag ons hierdie week, hierdie maand, Sela, pause, listen, and exalt God where you are planted. Okay. Dankie François. Ons gaan as 'n gemeente ook saam vir François en vir Hailey bid en hulle seën ook vir hulle volgende seisoen. Ek gaan vra dat ons bestuursraad na vore sal kom, net saam sal bid hier. Hailey, please come to the front. En ook vir ons personeellede, as ons personeellede hier is, dan kan ons as gemeente saam bid. François en Hailey gaan ook na die diens net hiervoor beskikbaar wees, as julle sommer net vir hulle wil totsiens sê, of hoor ook wat vir hulle volgende voorlê, is jy baie welkom ook om hulle draai te maak. Kom ons bid saam. Ek kan sommer hier in die middel staan. Hailey het in haar tyd in Suid-Afrika goed Afrikaans geleer, so I'm not going to try and speak English. I know, but maybe we must hear, what was your first Afrikaans word that you learned here? Seker braaibroodjie of iets. Braaibroodjie. Vir so François en Hailey was so vir 'n bietjie minder as 4 jaar by Kruik gemeente betrokke gewees. En ek het die voorreg gehad om so 'n bietjie minder as 3 jaar saam met julle te werk. En dit was so groot voorreg om julle ook te leer ken. En ek weet ons as 'n gemeente is baie lief vir julle. En dankie ook net as ek dink aan julle lewens, dan dink ek julle kom doen wat geestelike leiers moet doen. Julle het disippels gemaak wat weer disippels maak. En in hierdie week toe dink ons nogal aan soveel persone wat tot bekering gekom het onder julle bediening en wat tans in bediening is. Inteendeel wat voltyds ook nou werk by ons gemeente en weer mense bedien. Julle maak disippels wat disippels maak. En ek dink iets wat vir my uitgestaan het van julle twee ook is die hoë vlak van integriteit. As ons hoor oor stories van geestelike leiers, dan hoor mens baie keer van stories van mense wat nie integriteit het nie, maar hierdie is twee jong mense wat die level van integriteit gelig het. En ek dank julle daarvoor. Dat in 'n wêreld where anything goes, you said no, we're gonna live out to the beat of another drum. En dis Jesus se ritme. En Filippense 1 vers 2 tot 6 wil ek graag net met julle deel. Paulus begin en dan sê hy, en Fransjo, jy gaan nou moeg raak vir my met hierdie woorde. Ek hoop as jy altyd aan my dink, sal jy hierdie twee woorde dink, maar hy begin hierdie en sê hy genade en vrede. Grace and peace. And I want to invite you to let that sink in. Grace and peace. Grace and peace. Grace and peace. Genade en vrede vir julle, sê hy. En dan sê ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. En weet ook, as 'n gemeente gaan ons aanhou bid vir julle. Dit stop nie hier nie. Ons verhouding stop ook nie hier nie. Ons gaan aanhou bid. Net soos Paulus ook sê, ek dank God elke keer as ek aan julle dink en ek bid vir julle. En dan sê hy, in al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle. En dan sê hy, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. En dan vers 6 sê hy, ek is veral ook daarvan oortuig dat God,
wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer tot die volëinding op die dag wanneer Jesus Christus kom. En dis ook ons gebed as bestuursraad en as 'n gemeente vir julle. En as jy so gemaklik voel daarmee, kom ons strek ons hande uit en ons bid ook nou vir hulle. Here, ons dank U vir François en vir Hailey. Dankie Here dat ons met vertroue hierdie wete kan hê dat die goeie werk wat U ook in hulle begin het, U sal volëindig. Dankie vir die goeie werk wat hulle gedoen het, nie net in ons gemeente nie, maar in ons gemeenskap. Dankie vir die saad wat hulle gesaai het, vir die plantjies wat opgekom het en hulle versorg het, en die sterkbome wat reeds hier staan, en mag daar nog talle goeie vrug ook opgelewer word deur hulle bediening. Here, ons bid ook vir hulle toekoms. Here, mag hulle U genade beleef in elke nuwe ruimte wat hulle gaan betree. Mag hulle verras word deur U voorsiening en mag hulle onverwagse oop deure beleef. Ons seën hulle vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons almal sê amen.